sal dan 1, 2. Daar sê julle, dis 7 uur en ek dink daar gaan stellig nog 'n mens of 2 inkom. Wat julle nou nie sal weet nie is dat die kleure van die boeke 'n persoonlikheidstoets is. Daar's geeles en wites en groenes en rooies en ons het opgelet watter kleur elkeen van julle vat en dit leer ons baie en dis 'n grappie. Die tema is oë wat sien, openbaring in konteks. En ek vertrou dat elkeen van julle hierdie Openbaring Bybelskool gaan geniet, soveel as wat dit 'n vreugde was om vir Chris de Wet te vra om dit te kom doen. Daar's 'n klompie van ons omringende gemeentes, daar in Jelaardespark en in Tygerpoort, waar hy hierdie Bybelskool al aangebied het oor Openbaring. Dis 'n boek waaroor baie mense dikwels sê ek deins terug om dit te lees want ek verstaan niks nie, of ek lees dit graag maar ek verstaan niks nie, of ek verstaan gelukkig alles want ek het een of ander persoon daaroor hoor praat. En Chris de Wet is een van die mense wat 'n mens kan lei na die punt waar jy kan sê ek verstaan iets hiervan want ek het 'n persoon wat die taal goed verstaan, wat die konteks goed verstaan, wat die vroeë kerk goed verstaan, daaroor hoor praat. Dit is die sterkpunte van Chris de Wet. Toe ons laas na hom geluister het, nog in COVID-tyd in die kapel baie kort nadat ons weer by mekaar kon gekom het, het hy gepraat oor die vroeë kerk wat eintlik die kerk was wie se produk die Nuwe Testament was. Daai vroeë kerk wat briewe gekanoniseer het, tussen wie evangelies geskryf is en geskiedenisse opgeskryf is, en hy het uitgebreid met ons gepraat oor daardie temas en dit was wonderlik. Om die waarheid te sê, op die YouTube kanaal van Skuilkrans onder playlists is daar Bybelskole en daardie Bybelskool is nog daar te sien. As iemand sou belangstel om daarna te gaan kyk, dis tegnies problematies geweest want Gerry moes dit met 'n selfoon van agteraf afneem. Maar dit was 'n wonderlike geleentheid. Een reëlingkie is dat ons gaan vra dat wanneer dit by vraatyd kom, jy asseblief, al weet jy het 'n sterk, magtige, fors stem, dat jy wag tot die mikrofoon by jou is en dat jy dan vra. Dan word dit ook deel van die opname en hoef mense wat later aan te kyk nie te wonder wat die vraag was waarop hy 'n antwoord gee nie. Wil sê, wag asseblief vir die mikrofoon om jou vraag te vra en dan kan ons daarvandaan gewoonweg voortgaan. As 'n hele paar mense wat verskoning gevra het, maar ek is baie dankbaar dat ons vir vanaand se eerste geleentheid bymekaar is. As ek dan kan sê, professor Chris de Wet was 'n kollega van my by Unisa in die departement van die Bybelse wetenskappe. Hy was by Nuwe Testament, ek by Ou Testament. Toe's ek weg Skuilkrans toe en geruisloos het hy weggeskuif tikkies toe. En vandag lei hy predikante op en beskou ek dit as miskien die enkele grootste verlies wat Unisa in die laaste paar jaar gelei het in 'n omgewing waar verliese aangeteken is. En dit is 'n baie groot voorreg om jou hier te hê, Chris, die bereidheid en die opgewondenheid van mense wat by die lentekonferensie was na sy aanbiedings was merkbaar geweest en juis daarom nog te meer. Baie dankie. Ons gaan kort na 7 begin, want ek praat nog, maar nou gaan hy begin praat tot 15:15. As ons dan net so 10 na 15 minute breek vat en 8 uur kan terug wees, dan gaan hy aan tot 8:30 en dan sluit ons 8:30 af en daar's 'n ruimte vir vrae. Ek gaan 'n mikrofoon by my hou en Nico, as ek jou 'n mikrofoon kan gee, as daar tussenin vrae is, mag jy
enige tyd hand opsteek. Dit was nog altyd Chris se reëling. Enige tyd, dan bring ons 'n mikrofoon, maar laat die vraag altyd deel word van die opname asseblief. Kom ons sluit die oë. Ons liewe Here, baie dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees. Dankie vir die Bybelskool van die 4de kwartaal. Die jaar staan einde se kant toe en op baie maniere en in baie opsigte ervaar ons dat hierdie jaar ten einde loop. Die matrikulante begin byna skryf. Daar's pers jacarandas wat elkeen herinner, dis eksamentyd, studente, skoliere, almal, hulle ouers ook. En dan kom ons by mekaar vir hierdie Bybelskool. Ek wil vra dat U ons sal aanraak, dat U deur dit wat Chris ons leer en vertel, deur dit wat hy meedeel, vir ons 'n ryke ervaring in ons geestelike lewe sal gee. En U weet dat U ook deur hierdie boek, die laaste een in die Bybel, 'n baie besondere boodskap gelewer het aan 'n kerk wat gesoek het na woorde om oor U te praat. Nuwe insigte, ou wette, denkbeelde wat oor eeue heen gekom het, is herinterpreteer en hergebruik. Leer ons iets daarvan, sodat dit ook betekenis sal kry in ons lewens en in ons tyd. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie Willem. Nico, Willem, julle, wat 'n voorreg om weer hier terug te wees. Goeienaand aan almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ekskuus, my stem is nog nie 100% herstel van so 'n bietjie van 'n grieperigheid nie, maar ek is 100% gesond, moenie worry nie. Maar as ek nog so 'n bietjie krapperig klink, verskoon my. Werklik so 'n voorreg om weer hier by hierdie Bybelskool te wees. Ek kan nie glo Willem COVID, nee, dit was net so, jy's reg, jy weet, dit was daarby net toe ons kon weer begin by mekaar kom met COVID. Ja, maar die tyd vlieg. Nee, wat 'n voorreg. Ja, soos Willem gesê het, my naam is Chris en ek is tans by Tikkies waar ek Nuwe Testament aanbied en hierdie is my passie. My passie is om met mense soos julle die Bybel te deel en om die Bybel uit te lê vir mense soos julle. Openbaring is een van die gewildste kursusse wat ek aanbied. Ek bied verskeie kursusse aan om julle 'n idee te gee. Hierdie is nou al die 12de Bybelskool kursus wat ek net vanjaar aanbied. Ek bied heelwat aan by verskeie gemeentes, veral soos Willem nou gesê het, Elardus Park en Tygerpoort. En van almal is Openbaring by verre die een wat die meeste bygewoon word en die een wat mense my gereeld vra. Ek doen hierdie kursus nou ook terselfdertyd by Tygerpoort gemeente en dis al die 3de jaar in 'n ry wat ek kom doen en daar is 40 mense ongeveer wat dit nog steeds bywoon. Na 3 jaar wat ek dit doen. En ek dink die rede vir dit is kompleks. Ek dink baie mense word groot met Openbaring en jy is bietjie bang vir Openbaring want jy verstaan dit nie. En kom ons wees eerlik, Openbaring is 'n weird boek. Dis een van die vreemdste boeke in die Bybel. Daar is drake en monsters wat lyk soos sprinkane met skorpioensterte. En prostituie en allerlei ander goed. Wat moet ons maak van dit? Dis een van die boeke wat die meeste simboliek gebruik. En terselfdertyd is die eindtyd, is die gesprek oor die eindtyd baie aktueel. Ek is so dankbaar vir Dani Botha. En ek gaan verwys na Dani Botha se storie. Ek is jammer vir hom. Ek dink jy weet maar dit is 'n goeie voorbeeld van hoekom ons hier moet wees en hoekom ons goeie verstaan van die Bybel en 'n goeie verstaan van Openbaring moet hê. Stem julle saam? OK, so jy sal sien jy het notas. Ek doen baie sleg met notas. Ek kan nie uit notas uitlees nie.
Ek dink nie as ek gaan dit oopmaak nie. Ek dink ek het dit geskryf. Maar julle het notas. Die notas is ekskuus tog, alles wat ek vir jou gaan sê is in die notas. Maar jou belangrikste handboek vir hierdie kursus is jou Bybel. Jy moet 'n Bybel bring. As jy hom vanaand vergeet het, is dit nog oukei. Jy sal 'n waarskuwing kry. Maar volgende week gaan ons moet begin dissipline toepas. Nee, bring asseblief jou Bybel. Ek deesdae is almal se Bybel op hulle foon of wat ook al. Die rede hoekom is ons gaan uit die teks werk, julle. Ek is nog een van daai mense. Ek bly naby aan die teks. Ons gaan die teks lees. Ons gaan deur 'n groot deel van Openbaring lees in die volgende 5 weke. So hê jou Bybel by jou. Want jy kan hom nie ek kan met julle praat oor dit, maar die lekker deel is om hom te lees, en terwyl ons hom lees, gaan ek hom vir jou uitlê. Jy sal ook sien, dit is hoe die notas gestruktureer is. Dit is 8 lesse, en die rede daarvoor is, hierdie is oorspronklik geskryf as 'n 8-week kursus, maar dit is hy is so geskryf dat jy 'n ure les het. En hierso het ons 'n uur en 'n half. So ek glo ons behoort deur meeste te kom. Maar moenie worry nie. Ons gaan nie laat die notas ons te veel onderdruk nie. Okay. Ons gaan 'n lekker gesprek hê. Jy is welkom om enige tyd, soos Willem gesê het, 'n vraag te vra. Okay. Moenie wag tot aan die einde nie, want dan vergeet jy en as jy nou 'n vraag het, vra hom slaan terwyl die yster warm is, steek jou hand op, ons sal 'n mikrofoon by jou uitkry en vra jou vraag onmiddellik. Okay, dit is my lekker. Dis lekker as daar vrae is. Dit maak my lewe makliker, want dit is nie lekker om vir 'n uur en 'n half te praat nie. Okay, so vra gerus vra. Ek weet daar gaan baie vrae wees. Moenie skaam wees nie. Daar is nie 'n ding soos 'n dom vraag hier nie. Geen dom vraag nie. Hierdie is 'n veilige plek. Ek sê dit altyd vir mense hier in 'n Bybelskool. Hierdie is 'n veilige plek. Hierdie is 'n laboratorium waar ons mag eksperimenteer met ons denke en met ons vrae en met ons geloof en met ons twyfel. Jy's veilig hierso om jou vraag te vra. En dit is gewoonlik in sulke kontekste waar die gesprekke, ek sê altyd, die magic gebeur wanneer ons die vrae vra en wanneer ons gesels. Okay. Goed. Maar okay, enige vrae van julle kant af, iets wat julle wil weet? Okay, great stuff. Ek weet nie, ek dink nie julle kan daar sien nie. Ek is jammer oor dit, maar moenie worry nie, alles wat daar is in jou notas. Ek is nou by les 1, julle kan na my luister. Nou, die interessante ding van Openbaring is, baie mense verstaan Openbaring as 'n bietjie van 'n spesiale boek. Nou, wanneer ons Bybelwetenskap beoefen, wanneer ons Bybelinterpretasie doen, en dit geld vir die Ou Testament, dit geld vir die Nuwe Testament, een van die belangrike, en julle weet hierdie al, want julle is, ek ken die Skuilkraans Bybelskool, julle is bekend daarvoor dat julle slim mense is. Een van die belangrike beginsels in die uitleg van die Bybel is ons begin altyd om 'n teks in sy konteks te lees. Korrek? Ek is seker dis nie nuus vir julle nie. As ek wil weet, as ek bietjie meer van Genesis wil weet, kom ek gaan nou hierso bietjie na Willem se domein toe, weet Genesis, dan help dit my om ietsie te verstaan van die wêreld waaruit Genesis gekom het. Mense stry daaroor, nee, is dit die Babiloniese wêreld, is dit die Persiese wêreld, wat ook al. Maar dit help my om ietsie te weet van daai wêreld waaruit Genesis kom. As jy die skepingsverhaal lekker wil verstaan, dan help dit om bietjie te kyk hoe die ander mense van daai tyd, hoe hulle skepingsverhale verstaan het, nee. As ek wil ietsie weet oor Paulus en sy eerste brief aan die Korintiërs, dan gaan dit my help as ek gaan lees, waar is Korinte, wat was die konteks, wat was die moontlike probleme wat daai mense gevind het, want daar's 'n klomp goed in die Bybelse teks wat nie eksplisiet vir ons gesê word nie. Korrek.
So dit is wanneer ons die historiese en die sosiale en die kulturele en die politieke agtergrond van 'n Bybelboek bietjie bestudeer met die doel en met die oog gehad dat ons die teks self bietjie beter kan verstaan. Dis 'n interessante dialektiek, want partykeer is dit moeiliker om die agtergrond te gaan ondersoek as om die teks self te lees. Ons dink is maklik maar ons moet dit doen. So 'n belangrike beginsel in Bybeluitleg is teks in konteks. En ons doen dit. Mense doen dit met Genesis, met wat ook al, met die evangelies, met Paulus se briewe. Hoekom doen mense dit met amper al die boeke van die Bybel, maar kom hulle by Openbaring? Dan maak ons die kaartboek toe en ons gaan in ons eie rigting. En dan pas ons nie meer daai beginsels toe van wat ons noem, jy weet, 'n historiese agtergrond en kontekstuele Bybel lees. En dan doen ons eie ding. Ek kan dit nie verstaan nie. Openbaring is 'n boek soos enige ander boek in jou Nuwe Testament. En hy is onderhewe aan dieselfde beginsels van interpretasie soos enige ander Bybelboek. Stem julle saam? Hy doen. Die rede hoekom mense dit nie doen nie, dink ek, is omdat hulle dink dat Openbaring amper bietjie meer geïnspireerd is as ander boeke in die Nuwe Testament. En hy kry daai idee as jy hom lees, want Openbaring is die enigste een van sy soort in die Nuwe Testament en eintlik in die Bybel. Daar is ander boeke wat bietjie soos Openbaring is. Ons gaan nou daaroor praat. Dit noem apokaliptiek in die Ou Testament, maar is baie min. En is eintlik ook nie baie soos Openbaring regtig nie. Openbaring is baie uniek. Hy's nie uniek in sy tyd nie. In die tyd wat Openbaring geskryf was daar baie ander boeke wat soos Openbaring lyk, apokaliptiek, maar hulle is nie in die Bybel opgeneem nie. En dit help nogal as jy nou 'n intense studie van Openbaring doen om te kyk na daai boeke. Een van hulle is byvoorbeeld 4 Esra. Het enige iemand hier al ooit gehoor van 4 Esra? Nee. Jy het nie eens, party mense het dalk nie eens gehoor van Esra nie. En hy's in jou Bybel. Jy weet, so Openbaring is uniek. Hy noem homself 'n profesie. Hy sê goed byvoorbeeld dat jy mag nie enigiets verander nie, jy mag nie een ding byvoeg of wegvat nie, anders gaan al die pla wat in hierdie boek is jou tref. Dit is 'n tipiese formuletjie, ons noem dit 'n vloekformule, wat jy in baie van hierdie boeke het wat soos Openbaring is. En dan pas mense daai vers sommer toe die hele Bybel en sê jy mag niks in die hele Bybel byvoeg of eintlik praat hy net van Openbaring. So ons dink dat Openbaring het hierdie spesiale status. Hy's dalk bietjie meer geïnspireerd. Dis 'n profesie. Dit praat dalk van die toekoms. Baie mense verstaan Openbaring as voorspelling. Voorspelling van ons toekoms. En dit is hoekom hulle nie Openbaring onder dieselfde kam skeer as ander boeke van die Bybel nie. Die interessante ding, het jy geweet dat Openbaring was amper nie in jou Bybel nie. Amper nie. So julle weet die proses van kanonisering is hoe ons die Bybel as 'n gesaghebbende groep geskrifte saamgestel het. Die proses van kanonisering is 'n komplekse een gewees. Dit was nie 'n klomp ringkoppe wat om 'n tafel gesit het en gesê het hierdie boek is in en hierdie boek is uit, hierdie boek is in en hierdie boek is uit en die keiser het daar gesit en gesê shop nie. Ek wens eintlik dit was so maklik. Dit sou dinge makliker gemaak het vir ons as geleerdes. Ek doen nou baie navorsing op kanonformasie. Maar dit was baie meer ingewikkeld as dit. Dit was amper meer 'n proses van die grond af op. Dat hulle het half gevra watter boeke het die mense in die gemeentes gelees en so het daai boeke gesaghebbende status gekry. Dis baie interessant. Maar wanneer ons kyk na hoe die kanon gevorm het, een van die maniere hoe ons kyk na dit is ons kyk na die inhoudsopgawes van antieke kodekse. Want dit gee jou 'n idee, nee.
En vir 'n baie lang ruk was daar sekere boeke is dadelik aanvaar. Die boeke, en nou praat ek van die Nuwe Testament, hoor. Boeke van die Nuwe Testament wat eerste dadelik almal aanvaar was. Weet julle? Iemand wat wil raai? Of iemand wat weet? Watter boeke in die Nuwe Testament is eerste en dadelik aanvaar sonder enige vraag? Van die Nuwe Testament bedoel ek. Presies, Paulus, baie mooi. Paulus se briewe. Paulus se briewe is dadelik aanvaar sonder enige vraag. En toevallig Hebreërs het ingeglip. Jy weet, Hebreërs het so in daai Trojaanse perd ingeglip. Hebreërs is nie deur Paulus geskryf nie, maar hy het tyd ingekom. Paulus aanvaar en toe stelselmatig die evangelies en Handelinge. En later ander briewe. Daar's sekere tekste in die Nuwe Testament wat sommige mense het hulle aanvaar en sommige mense het hulle nie aanvaar nie. 2 Petrus en Judas. Het julle al daai twee briewe in die Nuwe Testament gelees? Hulle is baie naby aan mekaar. Hulle is baie dieselfde. Daai 2 nie deur almal aanvaar nie. En Openbaring. Daar was dispuut oor Openbaring, daar was aanvanklike twyfel. Waarskynlik vir dieselfde rede is hoekom mense vandag skrikkerig is vir Openbaring, want dit is so vreemde boek, want dit is so vol simboliek, want jy weet nie heeltemal wat om altyd te maak met die beelde en die simbole nie. Toevallig, daar was 'n ander Openbaring wat amper in was, maar toe nie in was nie. En dit is die Openbaring van Petrus, het julle geweet? Daar is 'n Openbaring van Petrus, dis 'n Nuwe Testament apokriewe boek. Maar hy was amper ingesluit, hy was amper in jou Nuwe Testament, maar hy het dit toe nie gemaak nie. Openbaring van Petrus is 'n storie van hemelreise. Dis 'n engel wat vir Petrus 'n toer van die hemel gee, en hy gee hom natuurlik ook 'n toer van die hel. Ken julle daai boeke? Dis mos baie gewilde boeke vandag nog. A Divine Revelation of Heaven en A Divine Revelation of Hell. Wat is die mense wat dit geskryf het? Mary Kay Baxter of iets, dink ek. Vreeslike gewilde boeke. Ek beveel dit nie aan as leesstof nie, maar baie gewild. Dit is 'n genre wat van die antieke tyd afkom, waar hy mense deur die hemel lei, en deur die hel lei. Hy was amper in, maar uiteindelik is Openbaring toe nou in die kanon opgeneem. Maar ons sien al klaar, hy was dit was 'n boek wat mense nie altyd geweet het wat om te maak daarmee nie, want ons het uit die vroeë kerk klomp kommentare. Ons het heelwat kommentare van die kerkvaders op goed soos Johannes, op Genesis, baie op Genesis, baie op Johannes, baie op die profete, op Paulus, vreeslik baie. Die boek wat ons die minste kommentare het, en die boek wat die minste aangehaal word in die vroeg-Christelike preke, is Openbaring. So, dit is net, daarmee probeer ek nie sê Openbaring het nie gesag nie, of hy is nie geïnspireer nie, maar wat ek net vir jou probeer sê is, hierdie worsteling wat ons vandag met Openbaring het, dit is iets wat die kerk al lankal beleef, van die eerste dae af. Hy is natuurlik aanvaar, en hy is vandag ongelooflik gewild, en dis waarskynlik een van die boeke wat in die populêre kultuur baie gewild geraak het. My kollega in die departement, ons het 'n jong kollega aangestel, Willem, jy sal dalk nou weet of interessant vind, is Dr. Robert van Niekerk. Hy's jonk, hy het nou net sy PhD gekry, maar hy doen interessante navorsing op hoe Openbaring gebruik word in moderne popkultuur. Flieks en, julle weet, einde van die wêreld flieks is nou baie gewild, veral na COVID. Zombies en monsters en aliens en al hierdie goed. En glo dit of nie, Openbaring inspireer populêre kultuur waarskynlik meer as enige ander Bybelboek. So dit is 'n baie gewilde boek. Hoe gaan ons Openbaring in hierdie kursus lees? Wat gaan ons doen? Daar's 'n klomp maniere om Openbaring te lees, maar hoofsaaklik kan ons 2 uitlig. Die een manier om Openbaring te leer is wat ons noem die profeties voorspellende benadering. Wanneer ek Openbaring in daai modus van interpretasie lees, dan beteken dit ek verstaan Openbaring as 'n kaart of 'n sleutel of 'n kode om die toekoms van ons tyd te ontsluit. Is julle met my?
Nou, glo dit of nie, ek is nou vandag baie betrokke in die NG Kerk en in die gereformeerde kerke, maar ek is eintlik AGS, ek is eintlik Pinkster. Nou gaan die mense uitloop. Ek kom van die sektes en maar ek is meer by die NG Kerk, hoor nie worry nie. Jy weet in die Pinksterkerk is hierdie profeties voorspellende lees van Openbaring is aan die orde van die dag vandag nog. Baie sterk beïnvloed deur Amerikaanse populêre godsdiens. En dit is 'n baie kleurvolle manier, ek probeer nou te dink aan die regte woord, om Openbaring te lees. En basies wat jy daardeur sê is, jy moet op 'n manier Openbaring dekodeer. Jy weet, daar's die idee van decoding the Bible, nee. Daar was so 'n boek ook op 'n stadium, dat die Bybel is eintlik 'n kode wat jy moet kan ontsluit. En dan gaan jy nou klomp interessante goed. Dis ook 'n baie ou manier om die Bybel te sien. Dis nie 'n nuwe manier nie. Die gnostiese ouens van die antieke tyd het ook daai idee gehad dat jy 'n geheime kennis moet hê om die Bybel te ontsluit. Maar in elk geval, in die Pinksterkerk was dit en is dit baie gewild, beïnvloed van Amerikaanse godsdiens, mense soos Billy Graham en evangelikale godsdiens en Pinkster charismatiese godsdiens, want hulle het gevoel daai boodskap van Openbaring moet op 'n manier sin maak vir vandag en dit moet eintlik wys hoe vandag ons toekoms ontsluit. Anders wat is die nut? Nou ons gaan praat oor daai probleem. Maar ek kan onthou toe ek net bekeer was, ek hou nie altyd van daai woord nie. Ek is nie bekeer in 'n kerk nie. Ek is in die natuur, het ek 'n ervaring met God gehad en nie in 'n kerk nie, en ek is toe na 'n kerk en toe gaan ek maar na 'n kerk toe, die AGS, want dis waar my tannie was, is die enigste kerk wat ek geken het. Maar ek was baie bang vir die kerk. Ek het totaal kerkloos groot geword. Totaal kerkloos. Is dit nie ironies nie? Ek is gedoop in die NG Kerk, moenie worry nie. Maar ek is kerkloos. Ons het nie kerk toe gegaan, maar ek het eers die Here ontmoet in die jaar 2000. Voor dit glad nie Bybel gelees nie, niks geweet nie. En hulle sê as die Here kan nou 'n reguit hou met 'n krom stok slaan, wel ek is 'n baie krom stok. Maar toe ek nou net in die Pinksterkerk ingekom het, toe ek nou net bekeer is, dan een van die goed wat leer daar's 2 goed wat hulle jou leer. Wat belangrik is, jy moet in tale praat, wat ek tot vandag toe nie kan doen nie. Dit is my altyd nogal bad gewees. Altyd gesien as 'n tweede rangse pastoor as jy nie in tale kan praat nie. Ek kon dit nie doen nie. Ek kon dit nie reg kry nie. Dit het nie met my gebeur nie. Dit is nog 'n groot misterie vir my. En die ander ding is, jy moet weet van die eindtye. En dan het hulle boekies vir jou gegee. Boekies van ou pastoor Benny Kleinhans. Ek weet nie hoeveel mense is wat al gehoor het van pastoor Benny Kleinhans. Die dierbare pastoor, hy is oorlede al. Goeie ou, dierbare pastoor. Pastoor Benny Kleinhans het die land... Wie ken vir Benny Kleinhans? Wie weet van pastoor Benny? Okay, jy ken hom, Willem, dan weet jy, nee, hy's 'n interessante ou op sy eie gewees, nee. Hy het so die land deurgegaan en hy het nou hierdie profeties voorspellende, en hy het sulke boekies gehad van Openbaring in die eindtye, die wegraping, die groot verdrukking. Hy het sulke boekies uitgegee. Party van daai boekies was nog sulke pulp, jy weet, hulle noem dit pulp fiction tipe boekies. Jy weet, maar dan van daai boekies, syne en ander, as jy hulle oopmaak, partykeer, dan vou daar soms so 'n kaart uit. En hy's kleurvol en jy sien sulke goed en hy's geïllustreer, baie indrukwekkend. Dan sien jy hierdie kaart wat hulle uitrol, en dis dan nou 'n tydlyn van alles wat gaan gebeur in Openbaring, sodat jy net weet, jy moet nou net weet waar jy jou testament en jou pensioen goed moet beplan volgens die kaartjie. Ja, dit is my baie confusing geweest. Ek het nie geweet ek het nie geweet of ek kop of gat kan uitmaak van hierdie ding nie. En ek het dit toe net gelos. Ek het net gedink, dis te kompleks vir my. En ek het half gevoel dat ek 'n geheime kennis moes hê. Jy weet, 'n spesiale kennis om Openbaring te kan verstaan. En ek het net gevoel, ek het nie daai kennis nie. Ek het gevoel half, mense wat Openbaring verstaan is mense wat 'n spesiale verhouding met die Here het.
Weet jy, almal het 'n nice verhouding met die Here, maar dan sal mense vir wie die Here goed sê wat hy nie vir almal sê nie. Dit was die indruk wat jy gekry het. En weer eens, soos ek sê, dis 'n ding wat baie oud is. Dit gaan terug na die antieke tye toe. En ek het al gevoel, ek het in die kerk toe gegaan nie, ek is nog nie, ek dink nie ek is al daar op daai, ek is nog nie so diep in my verhouding met die Here dat ek nou al hierdie inligting oor Openbaring kan kry nie. En ek het dit toe net gelos, en ek dink baie mense vandag het nog steeds daai idee dat dit is, daai inligting gee God net vir spesiale mense, of is mense wat die tyd vat en sit en dit uitwerk. En jy moet weet wat gebeur in Amerika en in Rusland en in Israel en Iran en jy weet, en hulle gaan weer die tempel herbou en dan gaan dit gebeur, dan gaan dat gebeur en dan gaan daar 'n nukleer, jy weet, 'n kernoorlog wees en dan dit en dat en dit is die profeties voorspellende benadering van Openbaring. Dit is waarskynlik die benadering tot Openbaring wat meeste mense in die wêreld volg. Selfs mense wat geen kennis van die Bybel het nie, sal vir jou sê, Openbaring vertel ons van die toekoms. So dit is die meerderheidsbenadering, dink ek, vir Openbaring. Wel, die meerderheidsbenadering kan net onkunde wees, maar kom ons sê, die mense wat 'n bietjie kundigheid het, hierdie is waarskynlik die meerderheid. Die benadering wat ons hier gaan volg en wat ek volg, is nie uiteraard die profeties voorspellende benadering nie. En toevallig Dani Botha is 'n baie goeie voorbeeld. Julle almal is bewus van daai hele storie nou, nee. Dit het nou gegons. Hy is 'n goeie voorbeeld van daai profeties voorspellende benadering tot Openbaring. En toe, ek het nie eens geweet van dit nie, toe stuur my vriend Sander van der Westhuizen, hy's dominee daar by Tygerpoort en hy's my buurman. Toe stuur hy vir my die ding en ek het dit gekyk en toe ek daai video van Dani, ek kon voel hoe my ore so begin gloei, jy weet, van hoe kwaad ek raak, soos ek hoor wat hierdie ou kwyt raak, jy weet, en want dit was baie gebou op vrees en jy moet nou iets doen en Openbaring is nie 'n boek van vrees nie. Dis eintlik die teendeel. Openbaring is 'n boek van hoop. Dis 'n boek van troos. Is nie, ja, dit is 'n boek van vrees as jy deel is van 'n bose wêreld mag, ja, dan moet jy bang wees. Maar vir gelowiges is dit 'n boek van troos en van hoop. Ek gaan dit vir jou wys. Ons gaan die historiese benadering volg. Okay? En die historiese benadering sê wat? Die historiese benadering sê, ons gaan Openbaring lees, soos wat ons enige ander boek lees. As Willem vir my gevra het om hiernatoe te kom, en met julle te praat oor die evangelies, of oor Paulus, of oor Johannes, of wat ook al, dan sou ek eers die agtergrond gevolg het, ons gaan dieselfde ding doen hier. Ons gaan 'n historiese lees van Openbaring hê. Ons gaan Openbaring lees net soos wat ons enige ander Bybelboek lees. Met ander woorde, jy hoef nie kennis te hê oor Amerikaanse politiek en Israel en Midde-Oosterse politiek nie. Ek dink nie eers die Here weet altyd wat daar aangaan nie. Dit is so de mekaar, 'n Midde-Oosterse politiek. Nou moet jy weet wat daar aangaan. Jy hoef niks te weet van daai goed nie. Jy hoef niks te jy hoef nie iets te weet van moderne dinge wat gebeur in Rusland, glad nie. Jy moet wel ietsie weet van Romeinse politieke geskiedenis. Jy moet wel ietsie weet van die Romeinse keisers en van die politieke toestand aan die einde van die 1ste eeu. Daarvan moet jy iets weet, maar dis hoekom ek hier is. En jy moet iets van daai wêreld verstaan. Dis wat baie mense na my toe kom en sê, maar Chris, as jy dan nou hierdie historiese benadering volg, watter waarde het Openbaring dan? Verloor hy dan nie al sy betekenis nie? Ek meen, as dit nou goed is wat hy voorspel in daai tyd, wat help dit ons het om vandag? Wel, nommer 1, dis 'n verkeerde sienswyse van Openbaring, wat is nie net voorspelling nie. En enige iemand, Willem sal nou weet in die Ou Testament, nee, Willem, profesie is nie voorspelling nie, nee. Profesie is God se inspraak op die hede. Mense wil altyd die toekoms weet, maar baie mense kan nie hulle hede sien nie.
En dis die boodskap van die profete, is dit nie? Dit is om jou hede, jou teenwoordige tyd, Nico, te sien deur God se oë. Dit is in wese die definisie van Ou-testamentiese profesie. En soms is daar 'n element van die toekoms daarin. Ja. Maar dis nie voorspelling nie. Dis nie om in 'n kristalbal te kyk nie. Ek glo dat wanneer jy 'n historiese lees van Openbaring het, soos wat ons dit gaan doen hierso, kry jy meer waarde uit die boek uit, as wanneer jy hierdie voorspellende, profeties voorspellende benadering. So is dit okay met almal? Gewoonlik in NG Kerke het ek nie altyd 'n probleem met hierdie deel nie, want meeste mense is okay daarmee, maar wanneer ek hierdie kursus by Pinksterkerke aanbied, ek moet 'n klas hê, ek het 'n les nodig net vir die deel. Want dikwels 'n deel van dosent wees is, ja, ek leer mense goed, maar 'n groot deel van my werk is ook om mense om mense dinge af te leer of te ontleer, as julle weet wat ek bedoel, to unlearn, sekere goed. Maar hier dink ek gaan ons nie daai probleem hê nie. Okay. Almal nog okay, julle is verskriklik stil. Julle is verskriklik stil. Okay. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die basics. Kom ons kry die basics uit die pad uit voor ons op ons breekie gaan. Ons tyd lyk nog okay. Die outeurskap. Wie het Johannes geskryf? Wie het Openbaring geskryf? Die boek se naam is natuurlik die Openbaring van Johannes. Dit is die naam van die boek. In Grieks Apokalypsis tou Ioannou. En wie is hierdie Johannes? Nou, in die Nuwe Testament wetenskap en in die tradisie word Openbaring geplaas saam met 'n groep boeke van die Nuwe Testament wat ons die sogenaamde Johannese literatuur noem. Literatuur wat aan Johannes gekoppel word. Maar nou wie daai Johannes is 'n goeie vraag. Want die skrywer van die evangelie weet ons nie wie dit is nie, ons het nie 'n klou nie, want al die evangelies, by the way, het julle die geweet, al die evangelies, almal van hulle, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is oorspronklik in die manuskripte anoniem. In die oudste manuskripte is hulle anoniem. Die name is eers later bygevoeg. Hoekom? Of die titels. Hoekom? Sodat jy hulle kan onderskei van mekaar. Maar in die oudste manuskripte is die evangelies anoniem. Maar okay, Johannes word geassosieer met, Johannes evangelie word geassosieer met Johannes, die disipel, die seun van Zebedeus. Is dit so? Daar's niks wat vir ons kan sê dit is so nie. Ons weet nie. Ek moet ook eerlik mos wees met julle. Daar is geen bewyse vir dit nie. Dit is maar bietjie spekulatief. Dan het ons ook die sogenaamde Johannesbriewe. Julle ken die Johannesbriewe? Kan ek gou vir jou vra, word die naam Johannes een keer in die Johannesbriewe genoem? Nie een keer nie. Die naam Johannes, die woord Johannes, kom nie een keer voor in die Johannese briewe nie. So hoekom is dit dan Johannese briewe as die naam Johannes nie eens voorkom nie? Want hulle lyk baie soos daar's baie kenmerklike ooreenkomste tussen die Johannese briewe en die evangelie. Maar ironies, die evangelie het ook nie iets van Johannes nie. So, dis 'n interessante ding. Toevallig, die enigste teks in die Bybel waar Johannes in die naam van die titel is Openbaring. Die briewe word tradisioneel volgens kerktradisie geassosieer met 'n sogenaamde Johannes die ouderling. So nou het ons nog 'n Johannes. By the way, is daar hoeveel mense hier se naam is Johan? Is hier 'n Johan? Sê vir my is een Johan. Nie een Johan nie. Ek is bad luck hierdie jaar, want gewoonlik as ek het selfs by Tygerpoort gebeur. Nie een Johan nie. Waar's al die Johanne van Pretoria? Kom Johanne nie meer kerk toe nie. Is daar Johanna? Daar's 'n Johanna. Daar was ook 'n Johanna by Tygerpoort. Nog 'n Johanna of 'n Anna of 'n Jean of 'n Jan. Ja, maar dan sit mos 'n Johannes man. Ja? Wat is jou naam? Ja, Pieter Johannes. Enige Pieters hierso. Jy weet.
Okay, so die name is baie algemeen, selfs net in ons, so dink julle dit was anders in die antieke tyd, hierdie was baie algemene name gewees. Maar ons het Johannes die seun van Zebedeus en dan het ons volgens tradisie Johannes die ouderling wat geassosieer word met die briewe. In Openbaring sê die skrywer net my naam is Johannes. Nou as ek vandag vir jou 'n brief bring en ek sê dis geskryf deur Johan of deur Jan, gaan jy onmiddellik aanneem dis Jan van Riebeeck? Nee. Maar ons doen. Hoekom werk ons so partykeer met die Nuwe Testament? Wie was hierdie Johannes? Ons het nie 'n klou nie, maar ons dink hy's nie die seun van Zebedeus nie, glad nie dieselfde persoon wat die evangelie geskryf het nie, ook nie die persoon wat geassosieer word met die briewe nie, daar's redes daarvoor, so nou daaroor praat. Ek dink, die skrywer van Openbaring, Johannes, is, in die vroeë kerk was daar baie rondreisende profete, baie soos ek is nou net nie 'n profeet nie, ek is nou 'n rondreisende leraar, want hierdie is nou al Bybelskool nommer 3 die week vir my, hoor. So, soos ek, het jy sulke rondreisende profete gehad, die verskil is net, ek sal nou in julle huise kom bly, en julle kos opeet, en julle koeldrank drink, en al daai goed doen, en die profete sou kom bly by die gemeentes, en hulle sou bedien het, en geprofeteer het, en geleer het, daarso, en dit was 'n algemene verskynsel. Ons het tot vroeë kerkdokumente wat vir jou sê, hoe om te bepaal of 'n profeet vals is of nie. Een van daai is die Didagai. Die Didagai is 'n baie ou dokument, ook amper in die Nuwe Testament gewees. Dis soos 'n baie ou kategese boekie. En die Didagai sê, hoe weet jy, as so 'n rondreisende profeet, 'n valse profeet is? Weet jy hoe weet jy? As hulle profeteer, en hulle bestel 'n ete in hulle profesie, as hulle 'n valse profeet. Ek beloof, dit is wat die teks sê. As hulle ete bestel, as hulle profesie doen, hulle vra vir kos, dan is hulle 'n valse profeet. Baie praktiese riglyne, nee. So ons weet hierdie fenomeen van rondreisende profete, baie algemeen in die vroeë kerk, en ons dink hierdie Johannes was so ene gewees, waar het hy rondbeweeg, waarskynlik in Klein-Asië, Turkye vandag, julle weet Openbaring begin met daai 7 gemeentes, né? Hy het waarskynlik daar rondbeweeg, en dan sê die storie, hy is op Patmos in ballingskap, hy het waarskynlik in daai gebiede beweeg, en hierdie boodskap wat jy in Openbaring kry, het hy waarskynlik gepreek en geprofeteer by daai gemeentes, en dit het hom waarskynlik in die moeilikheid gekry, want die inligting in Openbaring, dit is verraad teen die Romeinse ryk. Hy is baie anti-Romeins, hy hou nie van die staat nie, en hy maak dit baie duidelik, maar hy doen dit in symboletaal, sodat hy homself bietjie kan beskerm, en sodat net insiders kan weet wat dit sê. Dis hoekom Openbaring so moeilik vir ons is. Op hierdie stadium is baie van ons outsiders, maar dis my doel in hierdie kursus is om julle insiders te maak, dat julle Johannes se taal, symboletaal, sal verstaan. En as jy dit verstaan, dan kom jy agter, dit is baie subversief teenoor die Romeinse ryk gewees. Okay. Ek sien ek het nog so 3 minute. So hy het waarskynlik in daai gebiede, en toe is hy in ballingskap gestuur na Patmos, toe Patmos is 'n eilandjie vandag in Griekeland, in daai dae was Patmos 'n no man's land, baie slegte plek om na toe te gaan. Vandag is Patmos, ek was al so 'n paar keer daar, vandag het mense soos Tom Hanks en Julia Roberts huise daar, nie een van ons hier gaan waarskynlik 'n huis op Patmos vandag kan bekostig nie. Daar's ook 'n klooster daar, waar Johannes blykbaar sy visioene gekry het. Ek sal nou na die breek ietsie daaroor sê. Hy is in ballingskap, soos ek sê, waarskynlik oor die boodskap wat hy gepreek het. Jy weet, in die antieke tyd, wat is ballingskap? Ballingskap is as hulle jou wegstuur. Ek is deel van ek doen 'n radioprogram, ek kan net hierdie sê, dan gaan ons preek. Ek doen 'n radioprogram 1 keer 'n maand op Groot FM saam met Zander van die Westhuizen, en ons het nou hierdie Sondag wat verby is. Ons praat oor Bybel agtergronde, argeologie en goed ook, en wat Willem nou baie beter ken as ek, en ons het 'n bietjie gepraat hierdie Sondag wat verby is,
As jy dit wil gaan luister, daar is potgoeie. Die ding se naam is die Bybel gister en vandag. En ons het nou al amper oor die 30 potgoeie wat jy kan gaan luister oor temas soos die. En ons het gepraat oor gevangenis en tronk in die antieke tyd. En een van die groot verskille tussen die antieke tyd en vandag is tronk in die antieke tyd was nie straf nie. So vandag as jy 'n misdaad pleeg, wat is die waarskynlike ding wat met jou gaan gebeur? Jy gaan tronk toe gaan. Jy kan dalk 'n boete kry vir opgeskorte vonnis, maar meeste mense gaan tronk toe. So tronk is straf. In die antieke tyd was tronk nie in die Nuwe Testament tyd, en ek vermoed is so in die Ou Testament ook, Willem, jy weet, tronk is nie 'n straf nie, dit is 'n plek waar jy aangehou is totdat jy gevonnis word. En strawwe was boetes, restituisie, ballingskap, lyfstraf dikwels en natuurlik ook soms in ekstreme gevalle doodstraf. Dit is strawwe. So tronk was nie 'n straf nie. Tronk was net 'n terrible plek waar jy gegooi het. So hy is nie in die tronk nie, hy is in ballingskap op Patmos, waarskynlik oor sy boodskap. En dit is dan nou waar hy sê, hy al hierdie visioene en boodskappe kry. Ons gaan sien, die waarheid agter dit is waarskynlik baie meer kompleks. En Openbaring as 'n boek het waarskynlik nie op een slag as gevolg van 'n klomp visioene op Patmos ontstaan nie. OK. Almal okay? Vraag of 'n opmerking voor ons breek? Almal happy? Niks nie? OK. Vat 'n breek en dan kan ons terugkom. Nou sien ry. Kan jy nog die nuus gaan kyk of iets?
Goed. Almal 'n lekker teetjie en 'n koffie en 'n soet dingetjie en 'n sout dingetjie gekry. Dit was baie stout van julle Willem om sulke soet suikergoed hier vir my te gee op 'n tyd wat jy eintlik nie eens moet eet nie. En nou, hoe kan ek nou nee sê, want dit sal nou so omskol wees. Nee, baie dankie, ek hoop almal het ietsie gekry, ietsie gedrink, jy voel nou weer lekker. Uit die profesie uit, ek het eintlik, ek is bly jy het dit gevang, toe ek profeteer vir kos. Uitgevang. Net bietjie groter wees, ja, het was klein. As iemand 'n karamelsweetie gemis het, ek het hom gevat op jou koppie. Nee. Goed, julle sal sien, hierso is 'n ikoon. Hy wys nou 'n bietjie, ek weet nie of jy hom kan sien nie, maar ek het actually so 'n ikoon by die huis. Ek sal hom bring. Ek het nou vergeet om hom te bring. Dit is maar net wat jy vandag as jy na Patmos toe gaan in die klooster op Patmos, is daar so groot klip. En hulle sal net vir jou sê, op hierdie klip het Johannes nou al sy visioene gekry, en bo kan die klip is hierdie ikoon, en jy kan natuurlik sien dat jy weet, daaronder lê Johannes, en bo hom is God met die 7 lampe en die 7 engele met die 7 gemeentes. So lang tradisie wat Johannes met Patmos koppel. As ons kyk na die datering van Openbaring waar ons vandag moet praat, ek gaan vandag hieroor praat. Een van die ander vrae wat ons gewoonlik vra, kyk julle, enige iemand wat nou met die Bybel werk en navorsing doen in die Bybel weet, vra oor outeurskap en datering is geweldig kompleks aan die een kant, en aan die ander kant eintlik kan ons amper niks daarvan sê nie. In terme van die datering van Openbaring is daar 'n paar sienswyses. Die heersende sienswyse is dat Openbaring is geskryf ongeveer 95 na Christus met die regering van keiser Domitianus. Dit is wat die vroeë kerktradisie, Irenaeus was 'n kerkvader wat ook vir ons sê, dis wanneer hierdie opgeteken is. En sommige van die visioene in Openbaring ondersteun daai sienswyse. Byvoorbeeld, as ons kyk na die draak met die 7 koppe en die 10 horings en die krone. Nee. Julle sal sien, ek gaan al hierdie simbole vir jou verduidelik hoe om hulle uit te lê. Maar die draak is Rome, die 7 koppe is die 7 berge. Hy sê dit self vir ons, die 7 heuwels waar rondom Rome gebou is. En die horings is keisers. In hierdie tipe literatuur, wat ons noem apokaliptiese literatuur, en in Openbaring, ook in Daniël, is 'n horing is gewoonlik 'n simbool van mag, en dit is gewoonlik 'n koning of 'n leier of 'n magshebber. So ons kan, as jy die horings tel, tegnies gesproke moet jy die keisers kan tel. Nou dit werk nie altyd so goed nie, maar jy weet, ons kan dit doen. En party van daai visioene, as jy dit so doen, kan jy dit omtrent plaas in die tyd van Domitianus. En in die tyd van keiser Domitianus was daar ook vervolging van die Christene, want vervolging is 'n ongelooflike belangrike tema in Openbaring. Okay. Vervolging is eintlik die steenkool wat die engine van Openbaring aan die gang hou. Nee, as ek dit so kan stel. Maar dan is daar ander materiaal in Openbaring wat lyk asof dit vroeër is, moontlik in die tyd van keiser Nero, wat hierso so tussen 65 en 70 na Christus gebeur het. Met ander woorde, dalk nog voor die vernietiging van die tweede Joodse tempel. En dit plaas Openbaring vroeg. Dit maak hom ongeveer 'n tydgenoot van sommige van Paulus se tekste miskien, amper. Daar is 'n presedent om te sê dat sommige van die materiaal in Openbaring vroeg is. Byvoorbeeld die 666. Ek gaan dit aan julle verduidelik. Die 666, daar's ander goed ook.
Een van die vrae wat ons ook gewoonlik wat Nuwe Testamentici doen wanneer ons boeke in die Nuwe Testament wil dateer, ons kyk altyd of daar 'n verwysing na die tempel is. En dan kyk ons na die aard van daardie verwysing na die tempel, en as ons agterkom hulle het geweet die tempel is vernietig, kan ons dit na 70 dateer, want die tweede Joodse tempel is in die jaar 70 na Christus deur die Romeine vernietig. Dis 'n baie belangrike datum. Daai datum gaan moontlik in die eksamen wees aan die einde. So maak net 'n nota van dit, okay. En dis hoe ons die evangelies probeer dateer. Weereens, dit werk nie altyd so goed nie, maar dit help ons. Maar met Openbaring, as ons kyk na die hoe hy die tempel uitbeeld, dit sê eintlik nie veel vir ons nie. Wat is my opinie hierso? Ek dink al twee daai sienswyses is korrek. Ek dink dit is beide. Ek dink dit is 95 en ek dink dit is 65. Ek dink Openbaring en baie ander navorsers op Openbaring sal vir jou dieselfde sê. Openbaring is 'n boek wat waarskynlik oor 'n tydperk van ongeveer 30 jaar ontstaan het. Ons dink vandag aan geskrifte as om 'n bepaalde publikasiejaar te hê. Nee, ek het 'n paar boeke geskryf en elke een van my boeke het 'n jaar. Jy weet, my eerste boek wat ek geskryf het is in die jaar 2015 gepubliseer, en as ek na hom verwys vandag, dan verwys ek 2015. Beteken dit my boek is in 2015 geskryf? Nee, hy is in 2015 gepubliseer, maar hy is geskryf, dis gebaseer op my doktersgraad wat ek in die jaar 2009 begin het. So dit was 'n tydperk van skryf. En dis in die geval van Bybelse boeke is dit presies dieselfde. Meeste boeke, veral in die Ou Testament, Willem, boeke soos die Pentateeg het oor miskien 500 jaar, dalk nog langer, ontwikkel. En van daai boeke, jy weet, is eers heel wat later gefinaliseer. Ek weet nou nie of julle dit seker al baie Ou Testament hier gedoen. En so Openbaring is baie dieselfde. Daar is vroeë visioene, vroeë materiaal, wat waarskynlik kom uit die tyd van Nero, en dan is daar latere materiaal, wat waarskynlik nader aan die tyd van Domitianus is. Die implikasie hiervan is, en hierdie is ongelooflik belangrik vir waar ons vorentoe gaan, want volgende week gaan ons nou baie sterker begin aan die teks ingaan. Daar is nie 'n tydlyn in Openbaring nie. Daai goed wat ek nou oor gepraat het, daai boekies, dan vou daai tydlyn so uit. Daar's nie so 'n ding nie. Openbaring het nie 'n kronologie nie. Ons wil dit hê, ons hou van dit, want dis hoe ons westerse mense dink, jy weet. Ons hou van reguit lyne, ons hou van kronologie, en dit maak sin vir ons. Dit het nie noodwendig sin gemaak vir antieke mense nie, dit het nie noodwendig sin gemaak vir jou Bybelse skrywers nie, en vir Jode veral nie. Daar, jy kry wat ons noem lineêre denke, maar dan kry jy ook baie dikwels sikliese denke, siklusse. En Openbaring is nie lineêr nie, hy is baie meer siklies, of selfs 'n spiraal. Byvoorbeeld, jy sal een stel visioene kry, byvoorbeeld, die 7 seels. Nee, ons gaan binnekort gaan ons na die 7 seels kyk in 'n klas wat voorlê. En dis die 7 seels, en dis oordeelsvisioene, maar dan die 7de seel is eintlik die begin van die 7 trompette. En die oordeel intensifiseer elke keer. Maar dan, maar jy sal sien by as die 7 seels klaar is en jy die 7 trompette gelees, is net 1/3 van die aarde verwoes. Nie alles nie. Maar dan as jy by die 7 bakke uitkom, begin hy weer van die begin af, maar die keer word alles verwoes. Nee, so dit is tot 'n groot mate verskillende maniere hoe hy dieselfde gebeure vertel, en hy gebruik verskillende simbole en verskillende beelde. Aan die een kant byvoorbeeld is Openbaring nog 'n skepingsverhaal
van die Bybel. Nee, ons het heelwat skepingsverhale. Daar is ten minste 3 skepingsverhale in die Ou Testament, nee, die eerste 2 in Genesis, en jy kan argumenteer die Noag verhaal, die vloedverhaal is nog 'n skepingsverhaal. Is ek reg, Willem? Jy's nou ons Ou Testamentikus, ek is dalk verkeerd hier. En sal ek reg wees as ek sê die Exodus verhaal is ook 'n skepingsverhaal, maar nie 'n skepping van die aarde nie, maar die skepping van Israel. As hulle uit die see uitkom, uit die water uitkom, is hulle hierdie nasie. So dis die skepingsverhale. En Openbaring is ook 'n skepingsverhaal, of eintlik 'n vernietigingsverhaal en 'n herskeppingsverhaal. En jy kry daai selfde skepingsmotiewe. Byvoorbeeld, ek gaan vir jou wys, die 7-dag skeppingsverhaal is byvoorbeeld word gebruik om die 7 bakke se verloop te struktureer. Die vernietiging van die goed, die vernietiging van die varswater, die seewater, die verskillende tipes diere, dit is parallel met die skeppingsverhaal, maar dit is skepping in reverse, as julle weet wat ek bedoel, ontskepping. Presies dieselfde. Maar dan is daar ook baie Exodus motiewe in Openbaring. Daar's baie pla, so hy gebruik die storie van die 10 pla van Egipte ook om sy oordeelstorie te vertel. So hy gebruik verskillende maniere om hierdie dinamiek tussen God en die kerk en die wêreld uit te beeld. OK. Moenie 'n tydlyn soek nie. Dit beteken jy kan Openbaring van die begin tot die einde lees, maar hy's 'n unieke boek in die sin dat jy kan hom van die einde na die begin toe lees. Jy kan hom lees van die middel, links, of van die middel regs. Jy kan dis eintlik een van daai wonderlike boeke, wat jy kan hom oopmaak amper tot 'n mate, nie heeltemal nie, maar tot 'n mate net waar jy wil. En jy kan hom begin lees. Dis nie altyd 'n goeie idee met Bybelboeke nie, nee. Dis nie altyd 'n goeie idee om 'n Bybelboek net oop te maak en jy het dit al gedoen. Wat gaan ek vandag lees? Dis wat die Here vir my wil sê, okay. Maar tot 'n mate kan jy dit bietjie met Openbaring doen. En daar's dalk 'n rede daarvoor. Hy is dalk geskryf juis nie kronologies nie, sodat hy meer fleksibel is in sy gebruik en aanwending en lees. En baie van die visioene, soos met die stories van Jesus in die evangelies, dink ons baie van hierdie visioene van Openbaring het aanvanklik dalk onafhanklik selfs gesirkuleer. En hulle is saamgevat deur die skrywer van die Openbaring en nou is dit 'n finale produk. Byvoorbeeld die briewe aan die 7 gemeentes waarmee Openbaring begin. Dit is natuurlik briewe, maar dis ook visioene. Maar dis baie laat, want in die vroeë tyd, weet ons, was daar nog nie so baie kerke in daai gebied van Klein-Asië nie. Definitief nie in die tyd van Paulus nog nie, want Paulus was nog besig om kerke te stig daar. Daar was nog nie ontwikkelde netwerke van Christelike gemeenskappe soos wat jy in Openbaring kry nie. So byvoorbeeld die 7 gemeentes is 'n voorbeeld van 'n laat visioen. Maar aan die ander kant, die 7 gemeentes waarmee Openbaring begin, gee vir jou 'n blik van die kerk op aarde. Dis hoe hy begin. Maar hoe eindig hy? 'n blik van op die kerk in die hemel. En daarom staan hulle ook half parallel teenoor mekaar. En hy doen sulke goed, dis meesterlik gerangskik. En dit is regtig interessant. Daar het ek net 2 foto's van keisers aan jou linkerkant. Hierdie kant is Domitianus. En die vetterige een met die vetterige gesig, altyd as jy 'n vet keiser met 'n vet gesig sien, dis gewoonlik Nero. Okay. Albei van hulle is keisers wat geassosieer word met Christelike vervolging. En die realiteite agter daai vervolging, Christelike vervolging is 'n baie moeilike ding. Vroeg-Christelike vervolging is 'n moeilike ding om van sin te maak. Nero natuurlik is bekend daarvoor. Julle ken die stories dat hy die Christene op pale gesit het en geteer het en aan die brand, lewendig aan die brand gesteek het sodat hulle lig kon hê vir sy feeste. Nee, daar's geen bewys dat dit regtig gebeur het nie. Dis 'n heel wat latere ding wat gekom het.
Maar daar was vervolging van die Christene, maar dit was nie 'n georganiseerde en gestruktureerde vervolging nie, baie meer sporadies. Ons gaan nog baie praat oor dit. Nero was eintlik 'n baie goeie keiser gewees aan die begin. Hy word gesien as een van die beter en goeie keisers. Hy het eers later in sy lewe het hy probleme opgetel. Hy word geblameer vir die brand wat in Rome uitgebreek het, en die storie is dan dat hy die Christene toe nou blameer het, en dit is waar daar probleme uitgekom het, maar dit is ook 'n bietjie van 'n komplekse ding. Ons dink Nero het later in sy lewe mal geraak, en daar's party ouens wat sê hy het mal geraak want hy dalk syfilis gehad. Want jy weet, syfilis tas jou senuweestelsel aan. Maar in 'n geval, dis die twee keisers wat ons het. Nou, wat is die agtergrond van Openbaring? As ons nou praat van vervolging. Een van die goed wat die hele tyd na vore toe gaan kom, is die keiserkultus en die keiseraanbidding. Okay. So wat gebeur het in die antieke tyd is, Romeinse keisers was gesien as gode. Okay, hulle was gesien as gode. En jy moes op 'n manier eer betoon aan die keiser, deur 'n offer of wierook te brand of wat ook al, 'n eed af te lê. En vir meeste mense in die antieke Mediterrane wêreld was dit nie 'n probleem nie, want hulle was polytheïste en hulle het nie 'n probleem gehad met 'n keiser wat kan ek net gevra, is daar hierso, dis wat ek so, kan julle, daar's die teefietjie af. Het ek hom nou afgesit? Daar sy, sorry. Ja, okay. Dis nou jammer. In 'n geval, so, en dit was 'n probleem vir die Christene, hierdie aanbidding van die keiser, en ons gaan hierdie idee deurlopend sien, wanneer ons Openbaring lees, dat hulle het 'n probleem met die keiser wat goddelik is. Voorbeeld hiervan, en ek gaan op 'n ander klas, gaan ek hierdie bring, ek gaan fisies 'n muntstuk bring, ek het hom nou nie vanaand hier nie, want ek gebruik hom vir 'n ander klas. Maar julle gaan so 'n tipe muntstuk in jou hand hou. Ek het so 'n muntstuk. Dit is 'n muntstuk, nou, hier's nou eintlik waar ek nou die pointer wil hê. Maar, okay, daar's nou 'n voorbeeld van 'n muntstuk. As jy nou, hoe is julle Latyn? Het julle geweet, ek bied Latyn aan vir die Katolieke priesters? Beloof. Nou, my vriend Zander sê altyd, as jy nou gedink het die Here het 'n sin vir humor, moet jy na my kyk. Hy gebruik 'n Pinksterouetjie om die gereformeerdes van die Bybel te leer en die Katolieke Latyn te leer. Kyk daarso. Kyk nou na hierdie muntstuk, begin hier aan die kant op te lees. Kan julle sien daar staan Caesar? Kan julle dit sien daar? Caesar Augustus, so dis keiser Augustus. Caesar is 'n naam, Julius Caesar. Caesar beteken nie keiser nie. Keiser in Latyn is imperator, so is maar net die naam. Augustus, nee, keiser Augustus, is dit sy naam? Nee. Augustus is nie 'n naam nie, Augustus is nie 'n naam nie. Sy naam was Octavianus. Augustus beteken vroom. Die vrome een. Die jy weet, aanbiddingswaardig selfs, sê party vertalings. Daar's Augustus is vroom, godsdienstig. Dit is 'n godsdienstige term. En dan sal jy sien daarbo, as jy nou so lees, DV, sien julle? DV, en dan 'n F. Sien julle dit? DVF. DVF in Latyn is 'n afkorting vir Divi Filius, en Divi Filius beteken seun van God. Filius is seun, Divi seun. Nou in Latyn is daar twee woorde vir God, Deus. Nou, 'n Deus is 'n God wat altyd 'n God was. Hy was nog nooit nie 'n God nie. Dis Zeus, Apollo, daai gode. 'n Divus is 'n God wat op 'n stadium nie 'n God was nie, 'n mens. So dis gewoonlik 'n titel wat hulle gebruik vir mense wat gode geword het. Soos Julius Caesar en natuurlik die
die keiser. Okay. Meeste konings in die antieke tyd het geglo hulle is seuns van God. Selfs die Israelitiese koning, nee Willem, in daai Psalm wat sê, jy is my seun, nee. Hulle dink ons dis bietjie Egiptiese invloede daar, het via Kanaan en goed, maar seun van God, en dan heel laaste, pater patriae, vader van die vaderland. Nou klink hierdie woorde bekend vir julle. Vroom, heilig, seun van God, vader, die land wat God gegee het, die vaderland. Klink dit bekend? Is dit woorde wat jy nou en dan in die Bybel kry? Ja. Kan julle sien waar die konflik inkom? En hierdie is 'n muntstuk. So aan die agterkant sien jy die twee seuns van Octavianus en hulle dit is priesterlike liturgiese klere en voorwerpe wat hulle daarso het. Hierso is net 'n ander voorbeeld gehou. Dit is die sogenaamde apotheosis van Antoninus Pius. Nou Antoninus Pius is ook 'n Romeinse keiser gewees en 'n apotheosis is 'n hemelvaart waar jy terselfdertyd God word. Okay. So dit is die godwording, die godwording, die divinization, vergoddeliking van Antoninus Pius. Nou, weer eens, aan jou linkerkant, die ou wat so lekker kaal daar lê en die ding vashou, hoëlyf kaal, dit is die keiser waarskynlik, dink ons, of, hulle sê, dit kan dalk die oorlogsgod wees. Dan sien jy die twee arende, heel bo, sien julle hulle, simbole van die Romeinse Ryk, die arend, jy gaan baie lees van 'n arend, in Openbaring, en dan die keiser en die keiserin in die middel, kan julle hulle sien, en hulle ry op die vlerke van iets wat lyk soos 'n engel, nee, lyk amper soos 'n engel daai ding in die middel. Dit is nie 'n engel nie, dit is die God van oorwinning. In Grieks Nike of Nike. Ken julle Nike? Wie het Nike skoene aan vanaand? Ja, regtig, dis waar die naam vandaan kom. Nike beteken oorwinning. En wat is die simbool van Nike, die skoen? Die swoosh. Sien julle die swoosh? Sien julle hom? Dis regtig waar dit vandaan kom. I kid you not. Dit gaan hulle onthou, Willem, hulle gaan al die ander goed vergeet. Maar hulle gaan onthou van waar die regmerk van Nike. Dit is regtig waar die regmerk van Nike, want Nike word altyd so uitgebeeld. Dis oorwinning, mag, en dan baie belangrik, aan die regterkant, 'n vrou met 'n skild op haar, sy arm op die skild en 'n helm op haar kop, en sy groet die keiser. Wie is dit? Rome. Belangrike ding vir Openbaring. As ek in hierdie klas praat van Rome, praat ek nie net van 'n stad nie. Rome is 'n idee. Rome is 'n waarde. Rome is 'n droom. Rome is 'n ideaal. Rome is 'n godin. Ons dink altyd Rome is net 'n plek. Dit is baie meer as 'n plek. Dit word so mooi uitgebeeld in die, kyk julle, het julle die Gladiator movies al gekyk? Dis 'n uitstekende flieks. En in die eerste Gladiator movie, die gladiator wat hulle almal oplei, se naam is Proximo, dan fluister hy so in Russell Crowe se karakter. Rome is it, the dream of Rome is fragile. It's but a whisper. You can just say it and it will disappear like mist. Nee, Rome is 'n ideaal. Dit is waaroor Rome gaan. Dit is wie Rome is. Okay. So, daar sien jy dit. Lyk hierdie beeld vir jou bekend? Nee, dit lyk soos 'n hemelvaart. Hierdie is alles deel van die keiser, ek gaan volgende week by dit begin. Hierdie is alles deel van die keiser kultus. En Johannes in die boek Openbaring skryf teen dit. Hy skryf teen hierdie kultuur,
teen hierdie idee, teen hierdie ideaal wat Rome bo alles en bo God en bo Christus hef. Dit is waarteen hy skryf. Dit is die draak, die groot rooi draak. Spoiler alert, is Rome. Nee, dis Rome. Die vrou wat op die groot rooi, en dit is ook die Satan. Hy kan nie Rome en die Satan, hy kan nie die twee persoonlikhede amper van mekaar skei nie. Openbaring is 'n boek van protes, en is interessant, ek wil afsluit met hierdie interessante brokkie. Openbaring, een van die redes hoekom ons weet, Openbaring is nie geskryf deur dieselfde persoon wat die evangelie geskryf het nie. Is, die Johannes evangelie se Grieks is goeie Grieks. Goeie Grieks. En gewoonlik, ek weet, my eerste doktersgraad is in Grieks. En ek is eintlik 'n Grieks dosent. Grieks was my vak. Ek het vir jare lank Grieks aangebied. En gewoonlik met eerstejaars, as hulle nou bietjie Grieks kan lees, dan die eerste goed wat jy vir hulle gee is Johannes Evangelie. En arche enologos, kaiologos en proston theon, kai theos enologos. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Baie goeie Grieks, mooi Grieks. Openbaring se Grieks is horribaal. Dis verskriklik. Kyk, jy weet, goeie Grieks vertaal maklik. En as mense wat dink slegte Grieks vertaal, hoe beter jou Grieks, hoe makliker vertaal dit. Openbaring se Grieks is so swak. Dis die moeilikste Grieks amper om te lees, want is so swak. Daar so sinne met werkwoorde weg. Ek is goed met Grieks. Ek kan Grieks baie goed lees. Ek is regtig goed met Grieks. Ek sukkel met Openbaring. Ek haat dit om Openbaring in die Grieks te lees. Ek haat dit, ek bring 'n vertaling. Want dit is so swak. Daar's Nuwe Testamentici wat met reg dink dat Openbaring se Grieks is so swak dat dit moet opsetlike protes wees teen die Grieks-Romeinse wêreld. Dat hy skryf sy Grieks so swak as 'n vorm van protes. Aan die ander kant kan dit net wees sy Grieks was net so swak want Aramees was dalk sy eerste taal. Maar Openbaring se Grieks is so swak dat ons dink dat selfs die swak taal is 'n vorm van protes teen hierdie Grieks-Romeinse wêreld. Is dit nie verskriklik interessant nie? Volgende week gaan ons begin gesels oor wat apokaliptiek is, en volgende week bring jou Bybel saam. Volgende week gaan ons baie skrif lees. Enige vrae, opmerkings, uitbarstings, klagtes, enige iets? Yes, julle was verskriklik stil. O ja, sy sê ek praat wel in tale want ek praat Grieks, ja. Kan ek vra, wat is die konteks van daai prentjie? Dit is jy weet, jy kry dit op die Arapaches in Rome, maar dit is eintlik, die konteks is die keiser en keiserin se vergoddeliking. So, dit het met baie van hierdie keisers gebeur, dat hulle word eintlik, dis al vir eerbetoning na hulle dood is, dat hulle word erken as goddelik. En dit het begin, Willem, interessant genoeg, met Julius Caesar. Ken julle die storie? Toe Julius Caesar dood is, op die dag van sy begrafnis, groot of nie, toe was Halley se komeet sigbaar van die aarde. En hierso is die Romeine, Julius Caesar, ek meen, Julius Caesar, hier is hy dood, en wat sien hulle daarbo? Halley se komeet, en wat sê hulle vir hulle? Hulle ken nie astronomie nie, hulle sê, kyk daar, dit is die apotheosis, dit is Julius Caesar wat gaan om met die gode te gaan bly, want onthou in Romeinse denke, nie almal gaan hemel toe nie, jy gaan doderyk toe. Net spesiale mense, die hemel is 'n plek vir gode, en as jy opgaan, as jy hemel toe gaan, jy moet 'n god word, andersins kan jy vergeet. Hulle het ook nie heeltemal 'n hemel gehad, soos ons dit nou verstaan nie, maar jy weet, as jy by die gode wil gaan bly, moet jy self 'n god wees, en dit is hoekom. So dit is tot 'n mate 'n eerbetoning aan keisers, om te
te sê hulle, jy weet, nou is hulle ook goddelik. Ja. Maak dit sin? Die prentjie teen 'n sarkofaag. Dis 'n relief. O, dis nou nogal 'n ek kan nie onthou of hy nou teen is. Ek dink hy's teen 'n sarkofaag. Ek kan eintlik gou vir jou kyk, maar dis nou eintlik 'n goeie vraag. Ek kan nou nie heeltemal onthou nie. Antoninus Pius en Faustina, en ek vermoed dit is dalk dit ek gaan nou vir jou sê, dis nogal 'n goeie vraag. Ag nee man. Ja, jy sien ek is reg. Hy is, sorry, ek het gesê Arapaches. Hy's nie op die Arapaches nie. Hy's op die Campus Martius. En nee, hy is op 'n groot relief. So dit is op 'n dit is op 'n groot relief soos dit. Dit is nie 'n sarkofaag nie. So dis 'n baie groot relief op die Campus Martius, die vierkant van Mars, die god van oorlog. Toevallig, ja. So dis 'n groot relief wat almal kan sien. Dis nie 'n sarkofaag nie. En natuurlik, dit is baie publiek, almal kan die ding sien. Professor, in die eerste versie van Openbaring staan, Jesus Christus het 'n engel gestuur. Nou die engel werklik met Johannes gepraat. Het hy vir hom hierdie dinge gesê wat hy nou geskryf het? Ja, ons gaan volgende week bietjie oor dit gesels. Een van die kenmerke van hierdie literatuur wat Openbaring is, wat ons apokaliptiek noem, ek het nou opsetlik nou nog nie vanaand begin praat oor dit nie, dit is algemeen dat, een van die kenmerke van dit is 'n engel sal verskyn, of 'n hemelwese verskyn aan die persoon, en hulle begelei hulle, of hulle gee hulle 'n visioen. Of dit regtig gebeur het, dit is 'n kwessie van geloof. Nee, dit kan ons nie bewys nie. Maar wat ek kan sê is, dit is 'n algemene kenmerk van hierdie tipe literatuur. Jy met julle vrae ingehou tot aan die einde, soos om 'n piepie te hou, kan jy nie meer nie. Ja, aan. Daar is hy. Ek wil net weet, Griekse mitologie gepaard met die Noorse of Noorse mitologie, het dit enige impak met die Openbarings? Griekse mitologie, ja. Griekse mitologie het ongelooflik baie, en byvoorbeeld Apollo het ons lees in Openbaring van Apollyon en die son, en dit is sonder twyfel 'n verwysing waarskynlik na Apollo. So ja, daar is definitief, want die Griekse mitologie was deur die Romeine aanvaar, en dit was vir Romeins gewees. Dit het bietjie sy eie storie gekry en bietjie Romeinse name gekry, maar die basis idee daarvan is dieselfde, net soos wat dit ook in die Noorse mitologie baie soortgelyks is. Maar daar's nou uiteraard niks Noorse mitologie in Openbaring nie, maar daar is definitief baie Griekse mitologie, maar ook baie Romeinse mitologie. Ja. Nog iemand wat iets het? Ek was bekommerd, ek het gedink, volgende week gaan daar niemand hier wees nie. Esther, baie dankie, Chris. Ek dink ons almal is baie lus vir volgende week. Ek hoop so. En dit maak van jou 'n goeie leermeester, as jy vir ons ook kan lus maak om nuwe goed te leer. Baie dankie. Ek hoop jy het dit geniet. Dit is fantasties, baie dankie. Ja, kan ons miskien afsit met gebed? Dankie. Liewe Here, ja, baie dankie. Ons wil vir Chris handeklap gee, maar ook vir u, Here, wat toegelaat het en die Gees mense geïnspireer het om hierdie woorde vir ons te skryf, en dat ons dit nou kan lees. En is dit 'n baie moeilike boek, maar dankie dat iemand soos Chris verder kon studeer, en hy het 'n passie vir hierdie goed. En dankie dat hy sy passie met ons kan deel. Ons kan dit hoor in sy stem, ons kan dit sien op sy gesig. Hy love wat hy doen. En dankie dat ons daaraan kan deel. En Here, seën vir hom, sy baie besige program, wat dit nou vanaand die 3de Bybelskool aand van hierdie week is. Geef hom genoeg energie en krag en gesondheid die volgende paar weke wat voorlê, en vir ons almal wat hier is, om ook lekker gesond te bly en volgende week vars en nuut terug te kom.
Dankie vir alles, Here. Amen. Ja, julle kan maar vir Monica Dankie. vergeet. Baie dankie. Dankie. Baie dankie dat julle hier was. Onthou asseblief julle Bybel volgende week, want volgende week gaan ons gaan regtig baie skrif lees. Dankie. Dankie julle, lekker aand. Dankie Nico.